Kan jy onthou wanneer laas die Here met jou gepraat het? Wat hy vir jou gesê het? En wat jy daarmee gedoen het? Het jy geluister? Het jy opgetree? Dit is nogal iets wat my die afgelope ruk gryp. Want as God met sy natuur praat, as God praat met sy uitspansel, dan hoor hulle onmiddellik en daar's 'n reaksie. Maar die mens is mos maar 'n snaakse wese. Ek dink dit is mos maar deel van die sondeval. Ons hoor hom praat, ons weet dat hy vir ons sê, maar ons doen nie noodwendig wat hy ons dan 'n opdrag gee nie. So, dink bietjie daaraan. Wanneer laas het hy met jou gepraat? Hy het my nog nooit, ek het nog nooit sy stem, dan moet jy gaan kyk, wat is die probleem? Hoekom hoor jy nie die Here as hy met jou praat nie? Wat het hy vir jou gesê en wat het jy daaraan gedoen? Daar is 'n geweldige autoriteit in God se stem. Hy het gepraat en daar skepping plaasgevind. Jesus toe hy op aarde was, het die see en die storms beveel en die wind en hulle het na hom geluister. Maar hier is 'n baie interessante ander gedeelte. Toe Jesus die eerste keer sy disippels geroep het, hoor bietjie wat staan hierso. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Nou die manne het die hele nag gevang. Hulle het niks gevang nie. Hulle is vissermanne en hier kom 'n vreemde wese, iemand wat hulle glad nie ken nie. En hy sê vir Petrus, luister, vaar uit, dieper en gooi julle nette uit. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En hier is die geheim, nee. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. As God praat, is daar autoriteit. Die vraag is, luister ons. Kan ek sommer vanmôre vir jou vra? Ek weet nie wat jy doen nie, maar as 'n vreemdeling sommer net skielik instap in jou huis en vir jou sê, nee, jy moet jou vleis so braai, of jy moet jou huis so skoon maak, of jy moet jou kar so bestuur, dan wil 'n mens gewoonlik nie luister nie. Jy wil dit op jou manier doen. En dan wanneer God praat, dan hanteer ons hom ook so. As ons in hierdie deelte gaan kyk, ek dink as enige ou op die strand staan en ouens het die hele nag gevang en jy sê vir hulle, hoorie, gaan doen dit, dan gaan hulle vir jou lag. Maar wanneer God praat, dan is daar autoriteit. Die vraag is, luister ons altyd? Simon het geluister en op die ou einde het God die visse beveel om in die net in te swem. Selfs die visse het na hom geluister. Ons wil nie luister nie. As God baie keer vir ons 'n opdrag gee, of hy sê, hou op met dit, doen dit van nou af so, moenie dit doen nie, bly weg van daai ding af, dan is dit asof ons baie keer nie eens hoor nie. Of ons hoor, en ons doen dit dan nie. En dan verstaan ons nie hoekom ons lewe deur mekaar loop nie. Ons verstaan nie hoekom dinge gebeur wat ons nie wou hê moes gebeur nie. Ons verstaan nie hoekom goed nie uitwerk nie. Kan ek vir julle vanmôre een ding sê, alle mag is aan God gegee, aan Christus gegee, in die hemel en op aarde. En wanneer hy deur die krag van die Heilige Gees vir jou iets kom sê, is omdat hy weet van jou verlede, hy weet van jou nou, en hy weet van die toekoms. Die skepping weet dit, en daarom luister hulle as hy praat. Want hulle weet, dit sal altyd ten goeie vir hulle uitmerk.
Maar ons as mense, hierdie enkele ding, ek sal self veroorsaak dat ons in 'n groot klomp moeilikheid beland, want ons hoor nie. As God vir jou iets kom sê, my liewe broer en suster, doen hy dit nie om dowe neete nie. Hy doen dit vir jou beswil. Hy doen dit vir jou en vir jou gesin en vir jou kinders, vir jou gesondheid, vir jou werk, vir alles van jou doen hy dit. Want hy hou hierdie aarde in sy hande. Alle finansies is in sy hande opgesluit. Alle gesondheid is in sy hande opgesluit. Alle vooruitbeweging is in sy hande opgesluit. Alle harmonie en vrede is in sy hande. Hoor jy wat hy vir jou sê? Party van ons hoor glad nie. En dan moet ons vir mekaar sê, maar hoekom hoor ek nie? Is dit omdat ek nie 'n verhouding met hom het nie? Het hierdie sensor van my heeltemal dood? Is dit nodig dat ek my hart weer vir die Here moet gee en nader aan hom te beweeg? Van ons hoor, maar ons is so 'n bietjie harde gat, soos die boere sê. Ek gaan my eie kop volg. Ek gaan nie doen wat die Here vir my sê nie. En dan werk dinge nie uit nie. Simon, 'n harde visserman, kyk na hierdie vreemdeling wat niks van visvang weet nie, maar hy besef, hier's iets waarna ek moet luister. En hy's gehoorsaam. En op die ou einde kry hulle soveel vis dat hulle kon uitdeel vir al die mense in die omgewing. Dis die God wat ek en jy aanbid. Wat het hy laas vir jou gesê? Kan jy onthou? Wat het jy daaraan gedoen? Wat het hy vir jou gesê? Kom ons doen dit. Kom ons luister na hom. Want hy hou hierdie hele wêreld, ook jou wêreld, hou hy in sy hand. Ek groet julle vanmôre in die naam van Jesus.